dankie julle. Ons gaan aan met 2 Kronieke vanaf hoofstuk 7. Die Hemelse Vader vervul die tempel met sy heerlikheid, inwyding, offerhandes en plegtighede, die Hittefees. En net toe Salomo sy gebed voleindig het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer, en die heerlikheid van die Hemelse Vader het die huis vervul. En die priesters kon nie in die huis van die Hemelse Vader ingaan nie, want die heerlikheid van die Hemelse Vader het die huis van die Hemelse Vader vervul. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Hemelse Vader op die huis neerdal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel en aanbid, en die Hemelse Vader geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. En die koning en die hele volk was besig om slagoffers voor die aangesig van die Hemelse Vader te slag. Koning Salomo het naamlik die slagoffer van 22.000 beeste en 121.000 stuks kleinvee geslag, en die koning en die hele volk het die huis van God ingewy. Terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, ook die leviete met die musiekinstrumente van die Hemelse Vader wat koning Dawid gemaak het om die Hemelse Vader te loof, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is met die loflied van Dawid, wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan. En Salomo het in die middel van die voorhof geheilig, wat voor die huis van die Hemelse Vader was, want daar het hy die brandoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie. So het Salomo dan in die tyd die fees gehou, 7 dae lank, en die hele Israel saam met hom, 'n baie groot vergadering van die ingang na Hamat tot by die spruit van Egipte. En op die 8ste dag het hulle feestyd gehou, want die inwyding van die altaar het hulle 7 dae lank gevier, en die fees 7 dae lank. En op die 23ste dag van die 7de maand het hy die volk na hulle tente toe laat gaan, verheug en vrolik van hart oor die goeie dinge wat die Hemelse Vader aan Dawid en aan Salomo en aan sy volk Israel gedoen het. En toe Salomo die huis van die Hemelse Vader en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het, om in die huis van die Hemelse Vader en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Hemelse Vader in die nag aan Salomo en sê vir hom: Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan bevel gee om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer, en hulle van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. En nou sal my oë oop wees, en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies, en geheilig, dat my naam daar kan wees, tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen net soos ek jou beveel het, en in my insettinge en verordeninge onderhou, dan sal ek jou troon van jou koningskap bevestig, soos ek dit jou vader Dawid beloof het, deur te sê: Daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek wat in Israel sal heers nie. Maar as julle afkerig word, en my insettinge en my gebooie wat ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode dien, en julle voor hulle neerbuig, dan sal ek hulle uitdruk uit my land wat ek aan hulle gegee het. En hierdie huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig verwerp, en daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder al die volke. En hierdie huis wat so hoog was,
Elkeen wat daar langs verbygaan sal verstom staan en vra, waarom het die Hemelse Vader so gedoen met hierdie land en met hierdie huis? Dan sal hulle sê, omdat hulle die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, verlaat het, en hulle uit Egipte land, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en ander gode aangehang het, en voor hulle neergebuig het, en hulle gedien het. Daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring. Tot sover. Okay, hoofstuk 8, ander bouwerke van Salomo, sy handel. En aan die einde van die 20ste jaar waarin Salomo die huis van die Hemelse Vader en sy huis gebou het, het Salomo die stede opgebou, wat Hiram aan Salomo gegee het, en die kinders van Israel daar laat woon. Daarna het Salomo na Amat Soba getrek en dit oorweldig, en hy het Tadmor in die woestyn opgebou, en al die voorraadstede wat hy in Amat gebou het. Verder het hy Bet-Horon bo en Bet-Horon onder as vestingstede opgebou met mure, poorte en grendels. Ook Baalat en al die voorraadstede wat Salomo gehad het, en al die stede vir die strydwaans en die stede vir die perdruiters, en alles wat Salomo graag wou gebou het in Jerusalem en in die Libanon en in die land van sy heerskappy. Al die mense wat oorgebly het van die Hetiete en die Amoriete en die Ferisiete en die Hiwiete en Jebusiete wat nie uit Israel was nie, van hulle kinders wat na hulle oorgebly het in die land wat die kinders van Israel nie uitgeroei het nie, die het Salomo laat opkom vir dwangarbeid tot vandag. Maar van die kinders van Israel het Salomo geen slawe gemaak vir sy diens nie, maar hulle was krygsmanne, owerstes van die beste vegsmanne en owerstes van sy strydwaans en sy perderuiters. En dit was die hoofopsigters van koning Salomo, 250 wat oor die mense bevel gevoer het. En Salomo het 'n dogter van Farao uit die stad van Dawid gebring en na die huis wat hy vir haar gebou het, want hy het gesê, geen vrou van my mag woon in die huis van Dawid nie, die koning van Israel nie, want dit is heilig, omdat die ark van die Hemelse Vader daarin gekom het. Toe het Salomo brandoffers aan die Hemelse Vader gebring, en op die altaar van die Hemelse Vader, wat hy voor die voorportaal gebou het. Daarop moes hulle na die eis van elke dag offer, volgens die gebod van Moses, op die Sabbata, en op die nuwe maane, en op die feestydde 3 maal in die jaar, op die fees van die ongesuurde brode, en op die fees van weke, en op die Hittefees. Ook volgens die voorskrif van sy vader Dawid, vir die afdelings van die priesters, hulle dienswerk vasgestel, en vir die leviete hulle amptspligte, om God te prys en te dien voor die priesters na die eis van elke dag, en vir die poortwagters volgens hulle afdelings vir elke poort, want so was die gebod van Dawid, die man van God, en hulle het in geen enkele opsig afgewyk van die gebod van die koning oor die priesters en die leviete, en ten opsigte van die skatkamers nie. So het dan die werk van Salomo tot stand gekom van die dag af dat die huis van die Hemelse Vader gegrondves is, tot sy voltooiing toe. Die huis van die Hemelse Vader was voltooi. Toe het Salomo na Eskion Gerber getrek en na Eliot aan die seekus in die land van Edom. En Huram het aan hom deur sy dienaars skepe gestuur en dienaars wat die see ken, en hulle het saam met Salomo se dienaars na offer gekom, en daarvandaan 450 talente goud gaan haal en na koning Salomo gebring. Tot sover. Hoofstuk 9. Die koningin van Skeba kom Salomo besoek. En toe die koningin van Skeba die gerig van Salomo hoor, het sy ten einde Salomo in Jerusalem met raaisels op die proef te stel, gekom met baie groot trek van kamele wat speserye en goud in menigte en edelgesteentes dra. En toe sy by Salomo inkom, het sy hom gespreek oor alles wat in haar hart was. En Salomo het haar al die woorde verklaar, en geen woord was vir Salomo te diepsinnig
om vir haar te verklaar nie. Toe die koning van Skeba dan die wysheid van Salomo sien en die huis wat hy gebou het en die voedsel van sy tafel en hoe sy dienaars sit en sy bediendes staan en hulle klere en sy dranke en hulle klere en sy trap waarmee hy opklim na die huis van die Hemelse Vader, was daar in haar geen gees meer nie. Daarop sê sy aan die koning: Die woord was waarheid wat ek in die land gehoor het oor u sake en oor u wysheid, en ek het hulle woorde nie geglo nie, totdat ek gekom het en vir my oë self gesien het. En kyk, die helfte van u buitengewone wysheid is my nie meegedeel nie. U oortref die gerig wat ek gehoor het. Gelukkig is u manne en gelukkig hierdie dienaars van u wat gedurig voor u staan en u wysheid hoor. Geloofd sy die Hemelse Vader u God, wat behaag in u gehad het, om op sy troon as koning vir die Hemelse Vader u God te laat sit, omdat u God Israel lief het, om dit vir ewig in stand te hou, het hy u as koning oor hulle aangestel, om reg en geregtigheid te doen. Verder het sy aan die koning 120 talente goud en groot menigte speserye en edelgesteentes gegee, en daar was nooit soveel speserye as wat die koningin van Skeba aan koning Salomo gegee het nie, maar ook die dienaars van Hiram en die dienaars van Salomo wat goud in offer gebring het sandelhout en edelgesteentes aangevoer. En die koning het van die sandelhout trappe vir die huis van die Hemelse Vader en vir die huis van die koning gemaak, en sitters en harpe vir die sangers, en die gelyke daarvan is tevore in die land van Juda nie gesien nie. En koning Salomo het aan die koningin van Skeba al haar begeertes gegee, wat sy maar gevra het, bo wat sy na die koning gebring het. Daarop het sy teruggekeer na haar land getrek, sy en haar dienaars. Rykdom, pragt en eer van Salomo, vanaf vers 13. En die gewig van Salomo se inkomste aan goud in 1 jaar was 666 talente goud, behalwe wat ingekom het van die koopmans wat rondgetrek het en van die handelaars, terwyl ook al die konings van Arabië en die goewerneurs van die land vir Salomo goud en silwer ingebring het. En koning Salomo het 200 groot skilde van geslaag goud gemaak. 600 sikkels geslaag goud het hy op elke groot skild gebruik. En 300 klein skilde van geslaag goud, 300 sikkels goud. En hy het op elke klein skild gebruik, en die koning het dit in die huis van Libanon bos gesit. Verder het die koning 'n groot troon van ivoor gemaak, en dit met suiwer goud oorgetrek, en die troon het 6 trappe gehad, met die voetbank van goud, en aan die troon bevestig, en lenings aan die weerskante by die sitplek, terwyl 2 leeu's langs die lenings staan. Daarby het 12 leeu's daar op die 6 trappe aan die weerskante gestaan. So iets is nooit vir enige koninkryk gemaak nie. En hulle drinkservies van die koning Salomo was van goud, en al die voorwerpe van die huis van die Libanon bos van fyn goud, silwer is in die dae van Salomo as niks gereken nie, want die koning het skepe gehad wat na Tarsus gevaar het, saam met die dienaars van Hiram. Eenmaal in 3 jaar het Tarsus skepe ingekom, gelaai met goud en silwer, ivoor, ape en poue. So het koning Salomo dan groter geword as al die konings van die aarde in rykdom en wysheid. En al die konings van die aarde het die aangesig van Salomo gesoek om sy wysheid te hoor wat God in sy hart gegee het, terwyl elkeen van hulle sy geskenk saamgebring het, silwer voorwerpe, goue voorwerpe en klere, wapens, speserye, perde en myle, jaar vir jaar. Verder het Salomo vir 4000 perdekrippe gehad, strydwaans en 12.000 ruiters, en hy het dit in die stede vir die waans en by die koning in Jerusalem opgestel. En hy was heerser oor al die konings van die Efraat, tot by die land van
die Filistyne, en tot by die grens van Egipte. Verder het die koning die silwer in Jerusalem gemaak soos klippe, en die seders gemaak soos die wilde vyeboom, wat in die laafveld is, in menigte. En hulle het vir Salomo perde uit Egipte en uit die lande uitgevoer. Die dood van Salomo vanaf vers 29, en die verdere geskiedenis van Salomo, die vroeë sowel as die latere, is dit nie beskrywe nie in die geskiedenis van die profeet Nathan en in die profesie van Ahia, die Siloniet, en in die gesigte van die Sinarjedi oor Jerobeam, die seun van Nabat, en Salomo het in Jerusalem oor die hele Israel 40 jaar geregeer. Daarna het Salomo met sy vaders ontslaap en is begrawe in die stad van sy vader Dawid, en sy seun Rehoboam het in sy plek koning geword tot sover. Hoofstuk 10. Skering van die ryk, Rehoboam, koning van Juda, en Jerobeam, koning van Israel. En Rehoboam het na Sichem gegaan, want die hele Israel het na Sichem gekom om hom koning te maak. En net toe Jerobeam, die seun van Nabat, dit hoor, hy was in Egipte, waarheen hy vir koning Salomo weggevlug het, het Jerobeam uit Egipte teruggekom. En hulle het gestuur en hom laat roep. Toe kom Jerobeam met die hele Israel, en hulle het Rehoboam toegespreek en gesê: U vader het ons 'n juk hard gemaak, maak u dan nou die harde diens van u vader en sy swaar juk wat hy ons opgelê het ligter, dan sal ons u dien. En hy sê vir hulle: Kom oor 3 dae na my toe terug, en die volk het gegaan. Daarop hou die koning Rehoboam raad met die oudstes wat voor sy vader Salomo gedurende sy lewe gestaan het, en hy vra: Wat raai u aan om hierdie volk te antwoord? En hulle het hom gespreek en gesê: As u vir hierdie volk goed is, en hulle behaag, en hulle met vriendelike woorde toespreek, sal hulle altyd u dienaars wees. Maar hy het die raad van die oudstes wat hulle hom gegee het, in die wind geslaan, en raad gehou met die jong manne wat saam met hom groot geword het, en in sy diens gestaan het. En hy vra hulle: Wat raai julle aan, dat ons hierdie volk sal antwoord, wat my toespreek en gesê het: Maak die juk wat u vader ons opgelê het, ligter. En die jong manne wat saam met hom groot geword het, antwoord hom en sê: So moet u die volk antwoord, wat met u gespreek het en gesê het: U vader het ons juk swaar gemaak, maar maak u dit ligter vir ons. So moet u hulle antwoord: My pinkie is dikker as my vader se lendene. Het my vader dan nou 'n swaar juk op julle gelaai? Ek sal by julle juk nog byvoeg. Het my vader julle met 'n sweep getigtig? Ek sal julle met gesels tigtig. Toe Jerobeam en die hele volk dan op die 3de dag by Rehoboam kom, soos die koning gespreek het en gesê het: Kom na my toe terug op die 3de dag, het die koning hulle die harde woorde gegee. Koning Rehoboam het die raad van die oudstes in die wind geslaan en met hulle gespreek volgens die raad van die jong manne en gesê: Het my vader julle juk swaar gemaak? Ek sal daar nog byvoeg. Het my vader julle met die sweep getigtig? Ek sal julle met gesels tigtig. So het die koning dan nie na die volk geluister nie, want dit was 'n beskikking van God, sodat die hemelse Vader sy woord sou vervul, wat hy gespreek het deur die diens van Ahia, die Siloniet, tot Jerobeam, die seun van Nabat. Toe die hele Israel sien, dat die koning nie na hulle geluister het nie, het die volk die koning geantwoord en gesê: Watter aandeel het ons aan Dawid? En daar is geen erfdeel aan die seun van Isai nie. Elkeen na sy tente toe. Israel, sorg vir jou eie huis. Dawid daarop het die hele Israel na sy tente gegaan. Maar oor die kinders van Israel wat in die stede van Juda gewoon het,
Oor hulle het Rehoboam koning geword. Toe stuur koning Rehoboam Hadoram, wat oor die dwangarbeid was, maar die kinders van Israel het hom gestenig, sodat hy gesterf het. En die koning Rehoboam het hom gesweer om op die wa te klim, om na Jerusalem te vlug. So het die Israeliete dan afvallig geword van die huis van Dawid, tot vandag toe. Tot sover. Hoofstuk 11. En toe Rehoboam in Jerusalem kom, het die huis van Juda en Benjamin 180.000 krygshaftige jong manne byeen laat kom, om teen Israel oorlog te voer, om die koningskap van Rehoboam terug te win. Maar die woord van die Hemelse Vader het tot Semaja, die man van God, gekom en gesê: Spreek met Rehoboam, dat die seun van Salomo, die koning van Juda, en met die hele Israel in Juda en in Benjamin, en sê: So spreek die Hemelse Vader, julle mag nie optrek teen julle broers en oorlog voer nie. Julle moet omdraai, elkeen na sy huis, want van my het hierdie saak gekom. Hulle het toe geluister na die woord van die Hemelse Vader en omgedraai, sonder om teen Jerobeam op te trek. Rehoboam versterk sy ryk en sy huisgesin, vanaf vers 5. Rehoboam het in Jerusalem gewoon en stede en vestigings opgebou in Juda. Hy het naamlik Bethlehem opgebou en Etam en Tekoa en Betsur en Socho en Adulam en Gat en Marsia en Sif en Adoriam, Lages en Aseka en Soria, Ayalon en Hebron, versterkte stede in Juda en in Benjamin. En hy het die vestings versterk en daarin bevelshebbers aangestel met voorrade voedsel, olie en wyn. En elkeen van die stede groot skilde en spies, en hy het hulle uitermate versterk, en Juda en Benjamin het aan hom behoort. En die priesters en die leviete, wat in die hele Israel was, het uit hulle hele grondgebied by hom gestaan, want die leviete het hulle weiveld en hulle besittings verlaat en na Juda en Jerusalem getrek, want Jerobeam en sy seuns het hulle verwerp, sodat hulle geen priesters van die Hemelse Vader meer kon wees nie. En hy het vir hom priesters aangestel vir die hoogtes en veldduiwels en in die kalwers wat hy gemaak het. En agter hulle aan het uit die stamme van Israel, die wat hulle hart daarop gerig het, om die Hemelse Vader, die God van Israel, te soek, na Jerusalem gekom en aan die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, te offer. En hulle het die koninkryk van Juda versterk, en Rehoboam, die seun van Salomo, 3 jaar lank bemoedig, want 3 jaar lank het hulle in die weg van Dawid en van Salomo gewandel. En Rehoboam het Maglat, die dogter van Jermot, die seun van Dawid, en van Abigail, die dogter van Eliab, die seun van Isai, vir hom as vrou geneem. En sy het vir hom seuns gebaar, Jees, Samaria en Seham. En na haar het Maga, die dogter van Absalom, geneem, en sy het vir hom Abia, Atai en Sisa en Selomit gebaar. En Rehoboam het Maga, die dogter van Absalom, liewer gehad as al sy vroue en sy byvroue. Hy het naamlik 18 vroue geneem en 60 byvroue, en hy het die vader van 28 seuns en 60 dogters geword. Rehoboam het Abia, die seun van Maga, as vors onder sy broers aangestel, want hy wou hom koning maak. En hy het verstandig gehandel en van al sy seuns versprei in al die sterkte van Juda en Benjamin, en in al die versterkte stede, en aan hulle voedsel oorvloedig gegee, en 'n menigte vroue vir hulle gevra. Tot sover. Hoofstuk 12. Rehoboam se ontrou teenoor die Hemelse Vader
word gestraf en deur 'n aanval van Sisak, die koning van Egipte. En toe Rehabeam die koningskap bevestig het en hy sterk was, het hy die wet van die Hemelse Vader verlaat en die hele Israel saam met hom. Toe het Sisak, die koning van Egipte, in die 5de jaar van koning Rehabeam teen Jerusalem opgetrek, omdat hulle ontrou teenoor die Hemelse Vader gehandel het. Met 1200 strijdwaans en 60.000 perderuiters, en ontelbaar was die manskappe wat saam met hom in Egipte gekom het. Libiërs, Sikiete, Kisiete, en hy het die versterkte stede ingeneem wat aan Juda behoort het, en tot by Jerusalem gekom. Daarop kom die profeet Semaja na Rehabeam en die owerstes van Juda, wat vanweë Sisak in Jerusalem bymekaar gekom het, en sê vir hulle, so spreek die Hemelse Vader, julle het my verlaat, daarom gee ek julle oor aan die hand van Sisak. Hierop het die owerstes van Israel en die koning hulle verontmoedig en gesê, die Hemelse Vader is regverdig, en toe die Hemelse Vader sien, hulle word hulle verontmoedig, kom die woord van die Hemelse Vader tot Semaja en sê, hulle het hulle verontmoedig, ek sal hulle nie vernietig nie, maar hulle binnekort uitkoms skenk, en my grimmigheid sal nie deur die middel van Sisak oor Jerusalem uitgestort word nie, maar hulle sal sy knegte word, sodat hulle my diens en die diens van die koninkryke van die lande kan leer ken. En Sisak, die koning van Egipte, het teen Jerusalem opgetrek en die skatte van die huis van die Hemelse Vader en die skatte van die huis van die koning weggeneem. Hy het alles weggeneem. Hy het ook die goue skilde wat Salomo gemaak het weggeneem. Toe maak die koning Rehabeam in die plek daarvan koperskilde en hy het dit aan die owerstes van die hardlopers toevertrou, wat die ingang van die koning se huis bewaak. So dikwels as koning in die huis van die Hemelse Vader ingaan, kom die hardlopers en dra dit en bring dit weer terug in die wagkamer van die hardlopers. Maar weens sy verootmoediging het die toorn van die Hemelse Vader van hom gewyk, sodat hy hom nie geheel en al vernietig het nie. Ook was daar in Juda nog goeie dinge, en koning Rehabeam het hom versterk in Jerusalem en geregeer, want Rehabeam was 41 jaar oud toe hy koning geword het, en het 17 jaar geregeer in Jerusalem, die stad wat die Hemelse Vader uit al die stamme van Israel verkies het, om sy naam daar te vestig. En die naam van sy moeder was Naama, die Ammonitiese. En hy het gedoen wat verkeerd was, want hy het nie sy hart gerig om die Hemelse Vader te soek nie. En die geskiedenis van Rehabeam en die vroeër en latere is dit nie beskrywe in die geskiedenis van die profeet Semaja van die siener Ido volgens die geslagregister nie, en daar was gedurig deur oorloë tussen Rehabeam en Jerobeam. En Rehabeam het ontslaap met sy vaders en is begrawe in die stad van Dawid, en sy seun Abia het in sy plek koning geword. Tot sover.